3. Jy mag niks eet wat 'n gruwel is. Dit is die diere wat jy mag eet. Okay, nou hier kom nou 'n paar wette, maar kom ons lees dit, ons kyk wat staan. Dit is die diere wat jy mag eet. 'n bees, 'n skaap, 'n bok, 'n takbok, 'n gemsbok, 'n gestippelde takbok, 'n steenbok en 'n ribbok en 'n eland en 'n klipspringer. En al die diere wat gespitste kloue het en wel heeltemal in 2 gesplete klou en herkou onder die diere, die mag jy eet. Wat gebeur as hulle iets anders eet? Is onrein. Van jy hel toe. Nee, is onrein. Wat gebeur as jy nie onrein voedsel eet nie? Gaan jy hemel toe? Nee, jy is net nie onrein nie. Dis al. Wat gebeur as jy onrein is? Dan mag jy sekere dinge nie doen nie. Want jy's onrein. Jy's nie verlore nie. Hierdie wette kan nie jou siel red nie. Beteken dit, kan dit maar breek? Nee, dit beteken nie kan dit maar breek nie. Want as jy in God glo, dan sal jy doen wat hy sê. En dan sal jy nie hierdie dinge eet nie. En jy sal hierdie dinge eet. Want hy het dit gesê. Okay, nou gaan nou kom, by moet ons nog steeds. Onthou, daar's 'n orde van Aaron. Ons is hier besig met die orde van Aaron, maar ons leef nie in die orde van Aaron nie. Ons is in die orde van Melchisedek. Dit het verander, 2000 jaar terug. Nou volgens die orde van Aaron mag jy hierdie eet. Vers 7. Maar die volgende, volgens die orde van Aaron, mag jy hulle nie eet nie. Die wat herkou en van die wat gesplitse kloue het, 'n kameel en die haas en die das. Want hulle herkou, maar het geen gesplitste kloue nie. Onrein is hulle vir julle. Dis die probleem. Hulle is onrein vir jou. Ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet en hulle aas mag julle nie aanraak nie. Dit mag julle eet van alles wat in die water is. Alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het nie, mag julle nie eet nie. Onrein is hulle vir julle. Al die rein voëls mag julle eet. Maar dit is wat julle uit hulle nie mag eet nie. Die arend, die lammervanger, nie aasvoël. Jy mag die bokkie nie kook in die moeder se melk nie. Alright. En wat nou? Ons is nou redelik bekend daarmee dat daar baie mense is wat sê hierdie wette staan. Jy mag dit nie eet nie. Nou as ek nou, kom ek sê nou varkvleis, want dit is baie bekend, baie bekombaar, is op elke spyskaart. As ek nou varkvleis eet, wat gaan met my gebeur? Gaan ek onrein word? En wat beteken onrein? Nou onrein te verstaan moet ons die wet verder lees. Want hy sê, as jy onrein is, dan mag jy nie deelneem aan hierdie en hierdie en hierdie. As 'n vrou geboorte gegee het, is sy onrein vir 7 dae. As 'n vrou geboorte gegee het aan 'n dogter, is sy onrein vir 14 dae. Hoekom? Ek weet nie. God het dit gesê. As jy onrein diere eet, is jy onrein. Gaan jy hel toe? Nee, want dan as 'n vrou gebaar het, ook hel toe gaan, want sy is ook onrein. As sy gebaar het, is sy onrein vir 7 dae en sy mag nie deelneem aan die dinge wat heilig is, wat afgesonder is. Hy spel dit uit. Sy mag nie dit nie, sy mag nie dit nie, sy mag nie dit nie. As jy aan 'n onrein dier se aas geraak het, hy sê, hy sal tot die aand toe onrein wees, byvoorbeeld. En dan moet hy dit doen en hy sal weer rein wees. En wat ek probeer sê is, daar's nie geregtigheid in die onderhouding van die wet nie. Ek gaan nie nader aan Vader kom as ek nie onrein voedsel eet nie. En ek gaan nie verder van hom weg as ek onrein voedsel eet nie. Maar hy het dan gesê jy moet nie. Hy het. Maar dit was die orde van Aaron. Nou wat gebeur nou? Mag ek nou onrein voedsel eet? Nou ek weet, dit is ook 'n vraag wat mense hieroor sal kruisig. Maar kom ons kyk wat sê Yeshua. Markus 7 vers 15. Wie is Yeshua? Wie is die Almagtige? Wie het die wet vir Moses gegee? Yeshua, want hy is God. En buite hom is daar niemand. En hy het gesê, jy mag nie onrein voedsel eet nie. Hier het hy dit gegee. Nou kom ons kyk. Markus 7 vers 15. Daar is niks wat van buite af in 'n mens ingaan wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan. Dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in die huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Dis 'n harde woord. Kan jy nie vir jouself dink nie.
Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in sy maag. En dit gaan na die heimlike uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Nou, wat doen Yeshua? Sê hy dat die wet van Moses verkeerd is? Nee, want hy het dit gegee. Maar dit was vir 'n tyd. Vir watter tyd? Vir die tyd wat jy 'n gebod nodig het om jou te dwing wat jy moet doen. Nou het dit verander. As ek nou onrein voedsel geëet het, waar is die onreinheid? In my liggaam. Want die orde van Aaron was 'n stremming, 'n beperking van die vlees. Want my vlees wil goeders doen. En die wet het my vlees beperk. Want die hele verbond gaan oor die beheer van die vlees. As ek in die nuwe verbond. Ou mens leef nie meer nie. Ek het juis die vlees afgesterf. En as ek nou onrein is dit in my hart. Maar die eet van onrein voedsel kan nie naby my hart kom nie. Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan hom nie onrein kan maak nie? Ek eet onrein voedsel, maar dit kan my nie onrein maak nie. Kan my nie verder van Vader af vat nie. Dit kan nie as ongehoorsaamheid geld nie, want ek was nooit onder die wet van die orde van Aaron nie. Nooit. Dit het 2000 jaar terug verstrek. Dit het 430 jaar na Abraham begin en dit het met die opstanding van Yeshua opgehou. So ek was nooit daarna by nie. Nooit het Vader vir my gesê, hierdie voedsel mag jy eet en hierdie mag jy nie eet nie. Dit was net in daai tydperk gesê, van Sinaï af tot by die opstanding van Yeshua. Dus dit verby. Nou sê Yeshua, is jy sonder verstand, kan jy nie verstaan dat die onrein goed wat jy eet, jou nie onrein kan maak nie. Want jy is nie die vlees. Mense sê, ja, maar dis gesondheidswette. Alright, dis goed, jy kan dit sien as 'n gesondheidswet. Maar moet dit nie sien as 'n gebod van God, wat sê jy mag dit nie eet nie. En as jy dit eet, is jou hart in die moeilikheid nie. Dit het niks met ons geregtigheid te doen nie. Dis wat Yeshua sê. Hoor mooi wat hy sê. En Yeshua sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie, dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Hoekom nie Yeshua? Hoekom sê hy so? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag. En dit gaan in die heimlike uit. En maak alle voedsel rein. Kan julle nie sien? Kan jy nie sien dat die onrein voedsel rein is nie? Is dit regtig wat hy gesê het? Ja, daar's 'n vraagteken aan die einde. En hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Want dit gaan in die maag en word deur die heimlike uitgewerk en so maak dit alle voedsel rein. En jy kan eet wat jy wil.